Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag die 19de Februarie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig voor God. Vader, vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Here, een van die belangrikste goed wat U van ons verwag as U kinders om mekaar te vergewe, ons familie te vergewe, ons vriende te vergewe. Here, ek kom vra vir U dat U ook in hierdie tyd van selfondersoek, hierdie lydenstyd wat ons ingaan, vir ons sal ondersoek of daar miskien iemand is teen wie ons 'n grudge hou. Of daar miskien iemand is wat ons in ons hart omdra. Here, wys vir ons daai persoon. As ons nie al reeds weet nie. En Here, gee deur die werking van die Heilige Gees dat ons die vermoë sal hê om daai persoon te vergewe. Dat ons vir U sal vra om ons hart skoon te maak, skoon te was. Here, om vir ons die gevoelens wat so diep sit binne ons van teleurgesteldheid en te nagekomendheid, dat ons dit vir U sal gee. Laat ons skuldenaars vergewe soos U ons vergewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, soos ek sê, ons is besig om nou regtig vinnig na die einde van 1 Tessalonisense toe te beweeg. Julle ken die agtergronde van hierdie pragtige gemeente waarvan Paulus gepraat het, waar daar geloof is, waar daar liefde is en alles, en dit is 'n beautiful, regtig ongelooflike mooi brief soos Kolossense ook was. En dan sien ons dat Paulus dan natuurlik kom nou en vir hierdie mense sê, hoorie so julle lê my so nie na in die hart, maar hier's 'n paar goed wat ek net julle wil fine tune wat julle moet doen, en ek het vir julle al so 17 van hulle geïdentifiseer, liewe vriende, en ons is vandag by die 18de een. Miskien kom ek sê gou vir julle, ek gaan nou nie almal weer noem nie, maar kom ons sê ten minste hier van vers 15 af, van nommer 13 af, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir geld het, om aan te sluit by wat ons gebid het. Moenie iemand kwaad vir geld nie. Beywer julle altyd vir die belange van ander mense en van ander mense en medegelowiges, so alle mense en medegelowiges. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, en vandag die laaste enetjie. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is 'n deel van die drie-eenheid, 'n persoon in die drie-eenheid. Dis God die Vader, dis God die Seun en dis God die Heilige Gees. En weer eens, liewe vriende, wanneer ek en jy as mense met ons menslike verstandjies daarna kyk, dan wil dit nie vir ons wil nie die 1 plus 1 en maak nie die 2 vir ons nie. Maar vriende, ons moet onmiddellik by mekaar byvoeg, en ons het dit al baie vir mekaar gesê in hierdie tye wat ons so saam gesels en saam gedink het, ons moet tog nie probeer kyk en dink, ons kan God uitfigure. Met ons piep klein menslike verstandjies. En ons dink ons gaan die God wat die heelal geskep het, die heelal, vriende, dit is te groot vir ons, op ons klats uit. Dat ons enigstens in staat is om hom te begryp, en enigstens in staat is om vir hom voor te skryf, hoe kan hy maak en hoe kan hy sy verskyning maak? Die oomblik wanneer ons dink ons raak slim, liewe vriende, op baie moment wat jy dink jy raak slim oor God, maar jy weet jy's uiters dom. Ek en jy kan hoogstens met mekaar deel wat ons dink en wat ons voel en wat die Bybel vir ons kom vertel, né? Maar dit is ook ons maar net so 'n biljoenste van 'n biljoenste van 'n biljoenste van 'n biljoenste straaltjie wat God vir ons kom gee. So God die Heilige Gees, liewe vriende, het ek al vir julle gesê, dit is aan die een kant verskriklik gerusstellend, en aan die ander kant verskriklik vreesaanjaend, want hierdie Heilige Gees weet alles. Weet alles. Hy weet jou diepste geheime, hy weet jou diepste seer, hy weet jou diepste suksesse en waar jou diepste ideale wat jy weet. Hy weet alles. En nou kom sê Paulus vir hierdie pragtige gemeente van hulle, hy sê, hoor hierso,
moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan. En vriende, ons kan die werking van die Heilige Gees teenstaan. Hoe kan ons dit doen? Deurdat ek en jy, vriende, wanneer ons weet wat reg is, dit nie doen nie, dan staan ons die werking van die Heilige Gees te. Hoekom? Want die Heilige Gees is mos te binne in ons. Dit is soos by asem. Soos die Heilige Gees deel vir ons. Die Heilige Gees het die Here Jesus vir ons gegee, wat in ons woon. Dis te groot vir ons platverstande, vriende. Ons kan nie. Maar dit is wat dit is. En liewe vriende, wanneer ek en jy die verkeerde goed doen, dan kies ons teen die Heilige Gees, dan staan ons die Heilige Gees toe. En ek het al baie keer vir julle gesê, ek probeer altyd kyk, as ons kyk na die Bybel, sê die Bybel vir ons, hulle hou ons van metafore, sodat ons net 'n bietjie kan verstaan, wat Paulus op bestaring kom sê, maar ons is God se geestelike huis, ons is die geestelike huis. So as ons die geestelike huis is, wie is die persoon wat inwoon in hierdie geestelike huis? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Maar wat doen ek en jy dikwels? Ons beperk die Heilige Gees. Ons kinders van die Here, daar is nie twee dinge daarin nie. Maar ons beperk die Heilige Gees. Ons staan die Heilige Gees toe. Ek sê altyd, probeer dit verduidelik met 'n gewone huis, met kamers, die deurkamers, pens, kombuis, badkamers, julle eie kamer. Wat doen ons? Ons sê vir die Here, die sitkamer is welkom byvoorbeeld, en kom ons sê, in die kombuis is welkom, in die spens is welkom, kom ons sê, miskien 2 van die 3 kamers is welkom, maar Here, daar is nog 'n kamertjie, my studeerkamer, daar is U nie welkom nie, Here, daar is U nie welkom nie. Dan, dit is die plekke waar ons weet ons droog maak, maar ons dit sê, nee, U is nie welkom daar nie, dan staan ons die Heilige Gees teen. Kom ons vra vir die Here in hierdie tyd van lydenstyd vir ons te vra om ons totaal, oor daai kamers wat jy vir jouself hou, die kamers, kom ons sê, een van hulle is om nie iemand te vergewe nie. Is om 'n grudge te hou teen iemand. Dis 'n kamer wat jy vir die Heilige Gees sê, sorry, ek kan nie daar aankom nie. Dan staan ons die Heilige Gees teen. Nee. So gaan kyk 'n bietjie, wat is daar in jou hart, hierdie geestelike huis van jou, waar jy miskien die Heilige Gees teenstaan. En dan gaan na die Here toe en sê, o Heilige Gees, o Vader God, o Jesus Christus, kom en bevry my. Ek wil die totale toegang gee tot my hart en my lewe. Neem hierdie geestelike huis oor. Ja, my wiele gaan nog afval. Here, ek probeer en ek stryd en bloede toe teen die sonde, maar baie keer val my wiele af. Jammer daaroor. O Heilige Gees, help my om my hele huis vir U te gee, my hele geestelike huis, my liggaam, my siel en my liggaam vir U te gee. Ek wil U nie teenstaan nie. Kom ons bid daai gebed. So my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.